Hartlike goeiemiddag aan ieder en elk vandag om hierdie baie besonderse oomblik en tyd saam met ons te deel. Kan ek vra dat ons net ons oë sal sluit en net in gebed ingaan. Hemelse Vader, vandag kom ons in stilte voor U, Here. Vader, vandag is ons in diepe afhanklikheid met die wete dat U is die volëinder van alle geloof. U volbring dit wat gebore word, Here, en dit wat tot sterwe kom. Here, U is die volmaakte Vader van alles en almal. U is die een wat ons oprig, Here. U is die een ook wat 'n begin het en 'n einde. Vandag wil ons in U teenwoordigheid kom. En vandag wil ons U erken as daai God. Vandag wil ons U ook erken as daai hemelse Vader wat omgee vir sy kinders. 'n God van liefde wat alles omskryf, alles omvou. Mag ons in hierdie middag, Here, U erken as ons hemelse Vader, as ook ons beste vriend. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie hartlik welkom. Dis vir my 'n besonderse voorreg om ook dan vandag voor U te kan staan en saam met U in hierdie tyd ook ons hulde kan bring en kan totsiens sê. Maar wat ek altyd sê is, dis nie vir ewige totsiens nie, maar dat dit ons mekaar weer sal sien, en dit is ons verblywende hoop wat die woord van praat. Ons gaan net die volgende, gaan ons vra dat daar 'n lied vir ons gespeel sal word, waarna ons gaan opstaan met die sing van die eerste lied.
Baie dankie, dit was baie mooi. Kom ons neem ons sitplekke, ons gaan dan nou luister na die lied. You raise me up.
Baie dankie. Dis vandag, soos ek sê, het 'n baie goeie, 'n wonderlike voorreg om vandag hierdie tyd met u te kan deel in hierdie oomblikie. Net om finaal te kom en te sê, Here, u is so goed vir ons en die woord is so duidelik wanneer hy praat met ons en wanneer Paulus kom en hy sê, dit wat ek is net genade en dit wat ek het is net geleen. En dan besef 'n mens dat dit wat regtig waardevol is in jou lewe word maar net vir jou geleen. Dit wat jy het in jou lewe word vir jou geleen. En dan kom die vraag, wat maak ek vanmôre met dit wat daar vir my gegee is en vir my geleen is? Om tog is vir ons in 'n tydperk gegee. Ek hou altyd daarvan om te kyk wanneer is iemand gebore en wanneer kom daai persoon tot sterwe in die tydperk wat die Here vir ons gee. En dan gaan dit vandag waar ons bietjie gaan gesels oor wat maak ek met daai tyd? Wat maak ek met daai persoon vanmiddag wat vir my geleen is? Wat maak ek met dit wat vir my gegee is en vir dit wat vir my kosbaar is? Maar voor ek daaroor gaan gesels, wil ek graag met u vir u het gedeelte uit die Bybel uitlees en dis seker een van my gunsteling versies. Die woord van die Here is so amazing en dit is so 'n inspirasie en ek het so liefde vir die woord, want die woord gee ons al die antwoorde. Ons sit dalk hier vandag en ons is baie hartseer en ons soek antwoorde. Ons is baie hartseer en ons kyk uit, soos Dawid sê, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En ek hoop vandag in hierdie boodskap, dat ons 'n bietjie meer rigting sal kry, dat ons bietjie meer klarigheid kan kry, oor dit wat God vir ons wil gee. En ek hoop hierdie boodskap, mag hierdie dag van hom tog vir ons ook 'n dag sal wees, waar daar 'n verandering in my lewe sal plaasvind. Dat ek vandag sal kom en sê, Here, mag hierdie dag 'n verandering in my meebring, 'n verandering in my laat plaasvind. En een van die mooiste versies, seker vir my in die Bybel, is hy wat sy skuilplek by die Allerhoogste vind. En dan is die vraag vandag, waar vind jy jou skuilplek? So ek wil graag hê jy moet saam met my elke woord na luister, en ek glo dat hierdie woord gaan ook 'n verandering in jou hart vir jou bring. Ons gaan daarna Psalm 91 toe die opskrif in die beskerming van die Allerhoogste. Ek wil ook net vra voor ek begin lees, dat as jy jou selfoon het en jy's op, ek sien my kameraman wys vir my daar, as jy op data is, haal net die data af, dan kom 'n steurnis op die data. So ek wil vra as jy jou selfoon het en jou data is aan, ek gaan net so 'n oombliekie gee om dit net af te sit. Wi-Fi sê ek, hierdie Engels en Afrikaans. As jy asseblief net van die Wi-Fi sal afkom, en want dit het glo steurnis op die sein, ja, wat ons wil, baie dankie, amper het ek vergeet. Goed, ons lees dan nou saam uit die woord van die Here, in Psalm 91, die opskrif in die beskerming van die Allerhoogste. En hy wat sy skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe sal dit nie afkom nie. Met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want die Here is my toevlug, die Allerhoogste het jou beskerming gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar en op jou op die hande te dra.
Jy sal jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op die leeu se adder sal jy trap, op die jong leeu en slang sal jy vertrap. En hier seker die mooiste gedeelte. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. En die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en ek sal eer aan hom bring. Met lente vandaag sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Is dit nie so mooi as ek vandag vir jou moet beskryf, wie is God? Wie is God almagtig? Wie is hy wat die hemel en die aarde gemaak het? Dan dink ek kan ons vandag God so beskryf dat hy die skuilplek van die Allerhoogste is. Dan kan ons hom vandag beskryf dat hy die een is wat liefde 'n betekenis gegee het, liefde vervolmaak het. Ons weet, in Korintiërs 13 skryf hy, en hy sê, God is liefde. Alles is volmaak in die liefde, al vergaan alles. Hy sê tale sal vergaan, hy sê profeseë sal vergaan, hy sê maar as een ding vandag wat nie sal vergaan nie. En dis wat ek by hom ook gesien het, toe ek hom die laaste tyd met hom spandeer het, en die liefde ervaar het wat in sy hart was, teenoor sy familie en teenoor sy vriende, dan beskryf dit net dat dit is 'n godheid wat in ons opgesluit is, elkeen van ons. En dit is die liefde. Die geweldige omvang van God se liefde, wat hy vir sy kinders het. En, want die Bybel sê duidelik, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, vir my en vir jou. God het vir ons sy seun gestuur, om 'n prys te kom betaal, om vir ons iets baie kosbaars te kom gee, om vir ons iets baie kosbaars met ons te deel. En dit is iets wat jy baie ongelukkig, baie mense nie beleef in hierdie tyd, in hierdie wêreld wat ons in wees nie, omdat soveel mense hulle rug draai op die liefde van God. Maar dat God nooit sal ophou om uit te reik na my en jou nie. Dis die wonderlikste, dat daai liefde beteken, ek sal nooit ophou nie. Ons ken aardse liefde kom op 'n punt, ek kan dit nooit verstaan, waar iemand sê, ek het jou so lief, en ek het hierdie amazing liefde vir jou, en dan as jy weer met daai twee persone praat, dan sê hulle, maar ons het uit liefde uitgeval. Hoe val 'n mens uit liefde uit, wanneer jy in liefde was? Dat is daai die perfekte liefde vir tussen twee mense. Nou God sê, daai liefde wat jy beleef, daai halwe liefde is nie die volle liefde wat God vir sy mens het nie. Daai liefde het geen beperking nie. Daai liefde het geen einde nie. En daai liefde sal nie, soos ons op 'n punt kom en sê, ek is nie meer lief vir jou nie. God sal nooit op 'n punt kom nie. Daai liefde daar is nie 'n ophou nie. Daar is nie 'n moed opgee nie. Ons dien 'n God wat nooit sal moed opgee op jou nie. Hy sê, al gaan jy, sal ek nog steeds, ek dink, een van die skriffies wat vir my die mooiste is, ek het altyd in al my lewe, behalwe Psalm 91, het ek altyd gesê, daar's 'n skriffie wat my baie diep getref het. En daai skriffie sê dit, hy sê, al was julle ontrou, ek bly getrou. Is dit nie amazing nie? Dink jy het so 'n lewensvriend of 'n lewenspartner wat sê, ag al bly jy ontrou, ek sal getrou bly. Nee, ons sal nie, hy sê, as jy ontrou, sal ek ontrou is, maar God se liefde is so fenomenaal, dat hy sê, al is jy ontrou, bly ek getrou. En dis die wonderlik, en daai getrouheid sê, God sal nooit moed opgee op jou en my nie. Hy sal nooit nie, en dis hoekom vandag vir my so belangrik is. Dis so belangrik, en hierdie boodskap het my geïnspireer, toe ek by hom tok was, en hy's op sy laaste, en sy beklei om te bly lewe, en hy het vasgehou aan die lewe. En wat het hom laat vashou aan die lewe? Sy liefde wat hy vir sy familie het, sy liefde wat hy vir sy vriende het.
Hy het 'n vasklou aan sy liefde, daai geweldige liefde wat God in my en jou ingesit het, wat absoluut net van God afkom. En ons bid daar so, en ek staan by sy bed, en ek sê hom, Tok, weet jy wat, kom ons vertrou die Here, kom ons vertrou God, kom ons gee jou familie vir God. Hy sal na hulle kyk, want daai liefde wat jy vir hulle het, soveel meer, soveel meer het God vir hulle. En soveel meer soos jy, so awesome mens wat jy was, so awesome pa en oupa en voorbeeld wat jy was, God sal sorg dat hulle daai liefde kry, en meer. En na daai boodskap kon ek die vrede absoluut op sy gesig ervaar het, om te weet, ek erken, hoe hy erken, dat daar 'n liefde is, en dat daai liefde wat hy vir sy familie het, daai liefde het God vir my en jou, en soveel meer, en sonder foute, en daarom het hierdie skrifgedeelte my vanmôre geïnspireer, vanmiddag, om te kom na jou te sê, en ek het gaan bid, en ek sê, Here, hoe kan ek dit wat ek ervaar het, hier by hierdie sterfbed, hoe kan ek dit wat ek ervaar het by hierdie grote man, met hierdie grote hart, en hierdie grote liefde, wat hy vir sy familie en vriende het, 'n geweldige hart van liefde, wat kan ek vandag vir u bring, wat uit sy hart uit sou gekom het? Ek sê altyd, ek gee nooit net 'n boodskap nie. Ek wil die Here moet absoluut, want ek weet, as ons 'n boodskap gee wat van God afkom, gaan dit jou hart aanraak. Dit is nie net 'n boodskap en ons gaan uitstap en sê, is 'n mooi boodskap nie. My begeerte vanmôre is dat hierdie boodskap, hierdie dag, hierdie liefde wat hy uitgestort het voor hy gegaan het, mag daai liefde vanmôre in jou hart inkom. Mag dit vanmôre jou aanraak. Mag jy besef, dat ek en jy stap nie alleen in hierdie wêreld nie. Amen. Ons is nie alleen nie. Ons voel partykeer alleen. Jy kan dalk partykeer eensaam wees. Ek sê vir die familie, wanneer hierdie tyd verby is van familie en almal wat kom, hulle huldeblyke, dan gaan jy in 'n tyd van eensaamheid. En ons moet aanhou ons ondersteuning gee. Maar een ding weet ek verseker, en dis die boodskap wat ek vir die familie het en vir mamma het vandag. Een ding weet ek verseker, ek is nooit alleen nie. Ek mag eensaam wees, maar ek is nooit alleen nie. Is dit nie amazing vanmôre nie, dat die Here maak 'n belofte en hy sê, sy jou nooit alleen laat nie. Dis so 'n mooi belofte in die Bybel. Hy sê, moeder, ek sê jou nooit alleen laat nie. Hy gee ons daai versekering. Maar hier kom die tweede versekering. Hy sal nooit ophou nie. Hy sal nooit ophou. Hy sal aanhou klop. Is dit nie 'n wonderlike God nie? Dit is so hartseer dat 'n wêreld sy rug teenoor hierdie God draai, maar hierdie God kom en hy sê, ek het jou so lief my kind, ek sal jou nooit laat gaan nie, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, ek sal aanhou klop, tot jy jou deure oopmaak vir my, tot ek deel kan wees van jou, en wanneer ek deel is van jou, wil ek alles gee, en dan kom hy vanmôre in Psalm 91 en hy sê, ek gaan vir jou gee, meer, hy sê, as jy daai besluit neem, en sê, Pastor Hendrik, ek gaan vandag daai besluit neem, want ek kan nie alleen wees nie. Ek kan nie hierdie wêreld alleen face nie. Ek kan nie hierdie wêreld alleen deurmaak nie. Ek kan nie in my omstandighede wat ek in is, ek kan dit nie alleen maak nie. Dan kom die Here vanmôre en hy gee, ekskuus as ek sê vanmôre, ons is pastores gewoond om in die oggende te preek. Hy sê, ek gee vir jou die uitweg. Hy sê vandag, hy sê ek gee vir jou die uitweg. Hy sê as jy bereid is om my aan te neem, as jy bereid is om jou hart en jou lewe vir my oop te maak, dan kom hy gee hierdie verskriklike mooi boodskap. Hy gee hierdie verskriklike mooi woorde. Hy sê as jy vandag 'n besluit maak, besluite is so crucial. Amen. Die regte besluite kan vir jou op die regte pad sit, maar die verkeerde besluite kan jou hele lewe verongeluk. En daarom sê die Bybel, hy sê, I set before you life and death, ek sit voor jou lewe en dood. En dan sê die Bybel baie oulik, ek sê die Here is baie oulik. As ek eendag in die hemel kom, gaan die Here vir my sê, Hendrikie, ek like dit as jy sê ek is baie oulik. Maar ek dink die Here is baie oulik, en ek dink die woord is baie oulik. En ek dink die kerk is dood nie, ek dink kerk is baie oulik. Alles is my oulik rondom die woord, maar dit is so mooi, hy sê ek gee vir jou keuse.
tussen lewe en dood. En net om oulik te wees, dan gee jy nog die antwoord ook. Is mos lekker as jy eksamen skryf, en jy kry die antwoord. Hier is die vraag. Ek weet nie, ek het baie van monkey puzzles gehou, weet nie wie het nog van monkey puzzles gehou nie? Kyk, want dan kan jy net pick and choose, jy hoef nie, jy weet. Maar wat hierdie monkey puzzle doen is hy sê vir jou, nou, daar's net een antwoord, kies, hier is 2 vrae, maar hier is die regte antwoord. En weet jy wat, dan is daar mense nog so dom. Ek sê altyd vir my kind, sy is in 'n skool wat hulle baie monkey puzzles, dan kry sy nog steeds 80%. Dan sê ek van, maar jy moet 100% kry, want hulle gee vir die antwoord. Nee pa, is nie so eenvoudig nie. Kyk, want in my skool, daar was daar nie sulke luxury nie. Maar wat so oulik is dat die Here sê, as ek sit voor jou lewe, en ek sit voor jou dood, maar, hey, kies die lewe. Is dit nie wonderlik nie? So ek maak 'n keuse, en dan kom die Here en dan sê hy, wanneer jy hierdie keuse kies, wanneer jy dit besluit, hy sê, en nou praat hy van iets baie mooi vanmôre, hy praat van 'n skuilplek. Hy sê, wanneer ek na hierdie wêreld kyk, is dit boos, amen? Wanneer ek na mense kyk, is boos. Hulle wil jou vernietig, hulle wil kyk wat hulle uit jou uit kan kry, hulle wil jou te nakom, dis 'n bose wêreld, en nou kom die Here en hy sê, kom ek verklaar gou vir jou, wie is ek? Ek is 'n skuilplek. Wie wil nie? Ek wil hardloop na daai skuilplek toe. Amen. Ek soek 'n skuilplek in hierdie lewe. Okay, hy sê nou kom God en hy sê, ek sal jou skuilplek wees. Hy sê, wat sy skuilplek by die Allerhoogste vind. Dis nie sommer enigiemand, hè? Ek vind vandag my skuilplek by die Allerhoogste. Hy wat sy skuilplek by die Allerhoogste vind, sal vernag. Met ander woorde, vernag beteken daar waar ek my kop gaan lê, daar waar ek slaap. Hy sê, hy wat sy skuilplek by die Allerhoogste vind, sal vernag in die toevlug van die Almagtige. So jy gaan by die Here vermag. Hy sê so, en ek wil dit net weer lees, dit is so mooi. Hy sê, hy wat die skuilplek van die Allerhoogste sal vernag in die skadu van die Almagtige. Hy sal vir die Here sê, U is my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Op wie vertrou jy? Op wie vertrou jy? Vertrou op jou geld, op jou besittings, op jou baas, op jou werk? Op wie vertrou jy? Hy wat sy skuilplek by die Allerhoogste sit, my God op wie ek vertrou. Dit is so mooi, want hy sal vir jou red uit die voëlvanger, en dan gaan hy verder en dan sê hy sal jou red, hy sal val daar 1000 aan jou linkerhand en 10.000 aan jou regterhand, nou jou toe sal dit nie aankom nie, ek hoef dit nie te vrees nie. Hy sê, en wat so mooi is, dan gaan hy verder en dan sê, met jou oë sal jy dit aanskou. Jy gaan goed sien en jy gaan sien hoe mense ondergang, maar dit sal nie na jou toe kom nie. Hoekom nie, pastoor? Want my skuilplek is vandag by die Allerhoogste, nie in die wêreld nie. My skuilplek is by die Here. Hy sê jy sal dit aanskou. Hy sê maar na jou toe sal dit nie aankom nie, want die Here is my toevlug, die Allerhoogste wat jou beskerm. Geen onheil sal jou tref nie. En nou kom hier 'n mooi ding. En nou sê hy sal sy engele hy sal sy engele stuur om jou te beskerm. Ek wil net vir jou sê, hier is klomp engele hier om my, as jy dit nou nog nie gesien het nie. Hier is 'n groote, en dan is hier sommer 'n weermag van engele. Okay, want hoekom? My skuilplek is by die Allerhoogste, amen. Elia bid vir sy diensknegt, die vyande omring hulle, en Elia vra vir God, hy sê, Here, maak gou die diensknegt se geestesoë oop, en toe sy geestesoë oop, toe sien hy al hierdie duisende engele. Dis my skuilplek, dis my toerusting, dit is my veilige hawe, dis my vrede. Hy wat sy skuilplek soek by die Allerhoogste. Hulle sal jy op die hande dra. Die leeu's en adders kan jy maar vernietig. God sal jy, en nou sê hy, en hier kom die mooiste gedeelte. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Wat is die vereiste vandag? Is die liefde. Amen. Wat is die vereiste? Omdat hy my liefhet. Met sy hele hart, hoe moet ons God lief hê? Met ons hele hart, ons hele siel, ons hele krag, ons hele verstand. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. Ek sal hom uitkeer, met lengte van dae sal hy homself versadig. Wat 'n pragtige boodskap vanmôre uit hierdie Bybel. Kyk hoe oulik is God. Hy is so oulik, hy sê, waar is jou skuilplek? Waar gaan skuil jy? Waar gaan vernag jy? Waar gaan vertoef jy?
Wanneer al die geraas verby is en die gejaag is verby en jy stoksiel alleen, waar is jou skuilplek vanmôre? Waar vertoef jy vanoggend? En my boodskap vanmiddag, my boodskap aan elkeen in hierdie tyd, was 'n moeilike tyd. Om iemand van iemand afskeid te neem is nie maklik nie. Om vir iemand te sê totsiens, ek is nie 'n ou vir afskeid nie. Ek is nie iemand wat kan afskeid neem nie. Ek raak te gou geheg aan mense. Wanneer iemand in my gemeente na 'n ander dorp toe verhuis, dan hou ek omtrent die hele week afskeid. Net om gewoon te raak dat hierdie persoon moet gaan. Hoe erg is dit nie om 'n geliefde vandag van afskeid te neem nie? Maar daar's een goeie ding vandag, een vertroosting. En daardie vertroosting is, en dit is so mooi, wat die Here sê, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou angel? Christus het die doderyk oorwin. Hy het die finaliteit van dood het hy oorwin. So die woord praat van 'n oorgangsfase. Die woord praat van 'n tyd waar ons net oorgaan. En dat ons mekaar weer sal sien, en dit is ons vertroosting in die Here, dat die dood nie 'n finaliteit is nie. Dis nie finaal nie. En dan 'n ding wat vir my baie moeilik is om te verstaan, is ons moet bly wees wanneer iemand doodgaan. Wanneer hy daai blyskap gaan verklaar, dan is hy by sy ewige meester, sy ewige Vader. En wat vir my so mooi was, op dieselfde dag wat hom Tok heen gegaan het, is daar 'n ou babietjie gebore. En ons vier 'n lewe as 'n bewys, as 'n profetiese teken, dat God gee lewe, en God bring lewe na ieder en elk van my toe. En dan kom ons in hierdie tyd, in hierdie dag, wat ons moet sê totsiens, maar nie vir ewig nie, tot ons mekaar weer gaan sien. Mag ek vra vandag, dat wanneer jy hartseer is, wanneer die verlange moeder groot raak, laat ons na die skuilplek van die Allerhoogste toe sal gaan. Amen. Dat wanneer dit moeilik raak, sê die woord, gaan in jou binnekamer en maak die deur toe. En sê vir jou Vader wat in die hemel is, jou verborgenhede, en hy gaan jou in die openbaar vergelde. Moenie hardloop na ander goed nie, soos die wêreld nie, maar hardloop na jou skuilplek toe. Mag hierdie boodskap vandag 'n boodskap van 'n skuilplek wees. Wanneer ons wanneer die hartseer swaar raak, wanneer die eensaamheid groot raak, dan wil ek julle vra, familie, vriende, wanneer dit my hier begin raak in my hart, dan kom die Here, en onthou Psalm 91 vanmiddag, wat sê, hy wat by die skuilplek van die Allerhoogste. Mag hierdie dag van hom Tok, wanneer ons aan hom Tok dink, mag ons dink aan Psalm 91, wat sê, mag ek, is 'n keuse, life and death, mag ons die regte keuse maak. Mag ek ook dalk eendag, wanneer jy heen gaan, kan sê, hierdie persoon het sy skuilplek by die Allerhoogste gevind. Wat ek van hom Tok kan sê is, hy het sy skuilplek by die Allerhoogste gevind. En dit was my inspirasie, moeder, familie, dit was my inspirasie vir hierdie boodskap, want dis wat ek beleef het. En mag elkeen van ons 'n keuse maak. Ek wil 'n gebed doen, waarna ons dan verder aangaan. Maar wanneer ek hierdie gebed doen, wil ek vir jou vra om 'n keuse te maak. Jy sê dalk vandag, pastoor, my skuilplek was nie by die Allerhoogste nie. Maar dan is dit hoekom jou lewe so de mekaar is. Ek wil vir jou vra, kies oor. Kies vandag, maak 'n keuse. Maak 'n keuse vandag om te sê, Pastor Hendrik, ek gaan 'n keuse maak as ek voor ek by hierdie deur uitloop. Ek gaan my skuilplek vir die res van my lewe by die Allerhoogste maak. Ek sal my toevlug, ek sal my in die skadu van die Almagtige sit. Ek sal vir hom sê, U is my Heer, my God, my toevlug. By U is die een wat ek skuil, omdat ek U lief het. Mag ons daai keuse maak vandag. Kom ons sluit ons oë. Here en Hemelse Vader, Here, al ken ons nie mekaar persoonlik vandag by die naam nie. Here, is dit vir my so 'n wonderlike geleentheid om met die familie van Christus te kan praat. Here, ons is almal boeties en sissies. Al weet ons nie vir mekaar nie, is ons boeties en sissies in die Here, en ons moet mekaar bemoedig, sê die woord, en versterk. En mag ek vandag deur hierdie boodskap elkeen bemoedig wat hier sit. Ons het 'n pad gestap met hom Tok. Ons ken hom, ons het dalk saam om rugby gespeel. Ons het dalk saam met hom gekuier.
Hy was deel en dis 'n plekkie wat leeg gaan wees in my hart. Maar Here, ek bid vandag dat ek daai plekkie sal vul by die Allerhoogste. Mag ek vandag, Here, my skuilplek by U vind, Here. Ek het dit dalk nie van tevore gedoen nie en dalk was my lewe nie 'n lewe wat getuig van waar my skuilplek is nie. Maar Here, ek maak daai keuse vandag. Here, U gee vir my die keuse. U sal dit nooit op ons afdwing nie. Vader, ek wil onder U beskerming kom. Ek wil onder U voorspoed kom. Ek wil onder U liefde kom. Maar ek moet daai keuse maak. Ek bid vandag besonder vir elkeen hier. Ek bid besonder vir hom Tok se vrou. Bid vir sy kinders. Ek bid vir die kleinkinders. Ek bid vir elke vriend en elke kollega wat saam met hom 'n pad gestap het. Die woord sê ons moet bid vir mekaar. Ons moet bid vir mekaar vir krag en daarom bid ek vir hulle. Here, dat U Heilige Gees, want die Heilige Gees is ons krag, is ons vriend. Dankie Here dat U Gees ons die vertroosting sal gee, want geen mens kan dit vir ons gee nie, behalwe wanneer ons die Gees van God toelaat in ons lewe. Dankie Here vir elkeen hier, dankie vir elkeen se moeite wat hulle gemaak het om vandag hier te kan sit. Ons kan op soveel ander plekke gewees het, maar ons kom vandag om te sê, Here, ek kom my skuilplek maak, waar hom Tok sy skuilplek gemaak het. Ek kom my skuilplek maak, en ek maak my keuse, wat hom Tok gemaak het. Mag ek vandag hier uitstap met daai keuse. Here, ek bid dat U elkeen sal versterk. Dankie vir die woord, en dankie vir die keuses wat ons gaan maak. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Dink ons volgende gaan ons vra dat Kryk asseblief sal vorentoe kom met die lees van die familiebrief. Is ek reg? Hallo allemaal. Gaat zien. Ons gou 'n briefie van Milan wat in New Zealand is. Ek kan nie vandag teenwoordig hier. Woorde ontbreek wat skryf 'n mens van iemand wat jou rede was vir bestaan. Hoe gaan hierdie lewe wees sonder jou daarin? Pa, oupa Tok, jy was 'n man van min woorde. Maar ons het baie geleer uit jou voorbeeld. Jy was 'n man van geloof, geduld, medemenslikheid en wysheid. Jy was onvoorwaardelik en opreg lief vir mamma. Jy was so trots op ons. Jy was my pa, my beste vriend, my held. Dankie vir die mooiste herinneringe. Die honderde kersliggies wat jy elke jaar vir die kinders opgesit het, die ure se gesels by die viswaters, die raad en die aanmoediging wanneer die lewe moeilik raak. Die rugby kyk en die braaidae en jou Kaiman stories. Van wat ek gehoor het, daai stories is baie. Jy het ons geleer om ons drome na te streef. Dat tou opgooi nie 'n opsie was nie. Jy het altyd in ons geglo. Dit is bitter seer om vir so baie jare nie by ons families te kan wees nie. Maar vandag is die pyn en skuld gevoel meer as ooit. Ons onthou nog elke totsiens op die lughawe, oornat gehuil en die woorde, ek is lief vir jou, ons sien mekaar weer. 'n Goue hart wat ophou klop het, hardwerkende hande wat nou kan rus. Jy lewe vir ewig en altyd in ons gebroke harte. Ons mis jou, maar by die see, jou gunsteling plek, sal ons voel hoe jy met ons gesels. Ons is lief vir jou, ons sien mekaar weer. Liefde, Milan, Jolien, Lenique, Kiana, Milan Junior en Brand. Goed. Ons het dan net nog 2 briefies wat gelees moet word. Woorde ontbreek wat skryf mens
van iemand jou rede was vir die bestaan. Is dit die verkeerde een? Hierdie enetjie. Okay. Goed. Namens die Gericke familie wil ons vandag dankie sê aan Sylvia, LZ en Johan, wat ons geliefde broer Tok so mooi versorg het. Ook baie dankie aan Dani en Ilse, wat ook baie gehelp het met die versorging van ons broer. En baie dankie vir al die lang ure en versorging van ons broer Tok. Dis reg, dis hierdie enetjie, né? Daar is nie nog 'n briefie nie. Is daar nog iemand wat dalk ietsie wil sê vandag, voordat ek die bedankings lees? Is daar niemand wat nog ietsie wil? Goed, en dan gaan ek net die bedankings ook. Ons wil net graag die volgende mense bedank. Eerstens, Dr. Imak van Geneva verpleegpersoneel, ook die mediese kliniek verpleegpersoneel. Daar is nie genoeg woorde om te bedank vir die liefdevolle versorging en die bystand van ons pa en oupa nie. Ons waardeer elke klein dingetjie wat julle gedoen het deur hierdie moeilike tyd. Dani en Ilse, baie dankie vir julle hulp, liefde en versorging van pa. Dit beteken die wêreld. Dan ons familie en vriende. As ons julle by die naam moet noem, gaan ons vir ewig hier staan. Ek waardeer elke gesig, boodskappe en oproepe. Julle sal nie verstaan wat dit vir ons beteken het in hierdie ongelooflike moeilike tyd nie. Dankie aan elkeen wat ons bygestaan het, ons waardeer dit opreg. Dankie aan die volgende mense vir hulle hulp met verversings, Tannie Evie, Oom Ben, Tannie Mara, Oom George, Donray, Janray, Petru en Ouma Marina. Dan Heike, ekskuus man. Baie dankie vir al jou moeite met die slideshow. Ons waardeer dit verskriklik baie. En dan nog 'n dankie aan Barend. Dankie vir jou moeite met die livestream. Ons waardeer dit ook baie geweldig. En 'n laaste dankie aan Olivier en Vermeulen. Ons wil net sê baie dankie vir julle vir die hulp, die reëlings wat julle getref het vir pa. 'n Baie spesiale dank aan Elsabie van Olivier en Vermeulen vir al jou liefdevolle bystand en raad. Ons waardeer dit werklik baie en met baie liefde. En dan Johan, dankie vir al jou ondersteuning, hulp en liefde. Jy beteken vir ons so baie, met baie liefde, LZ, Malan en Sylvia. Is dit so reg? Okay. 100%. Dan gaan ons vra, ek dink die volgende is dat daar gaan 'n slideshow nou. Ons gaan nou 'n slideshow speel, waarna ons gaan opstaan vir die uitspreek van die seën. Happy days are here again. Oh, ek hoor nog steeds sy stem. En ek dink weer terug aan oupa. Vleisbraai op Sondag. As die mense om my stil raak, die dagbreek geen verskil maak, dwaal my hart weer terug na Sondag. Van vleisbraai lag en nou draag, aan die voet van oud en nie kwaad. Opa Potty, ja, nog steeds daar. En ek sweer ek hoor hom sing. Happy days are here again. Happy days are here again. Oh, ek hoor nog steeds sy stem. En ek dink weer terug aan oupa. Vleisbraai op Sondag. Happy days are here again. Oh, ek hoor nog steeds sy stem. En hy vra vir my, speel seker bos in 'n sad way. Die somer Sondagson was net genoeg vir hom. Vertel oupa stories heeldag, sherry en 'n glimlach, en hy
praat wie oor die oorlog en die politiese bedrog, en dan knip hy 'n traan en sing, happy days are here again. Happy days are here again. Oh, ek hoor nog steeds sy stem, en ek dink weer terug aan oupa en vleisbraai op Sondag. Happy days are here again. Oh, ek hoor nog steeds sy stem, en hy vra vir my, speel seker bosse in 'n sad way. Net geroep en oupa moes ons groet, maar die herinnering sal bly altyd naby my, so in 'n somersondagson dink ek steeds aan hom, en dan knip ek 'n traan en sing, happy days are here again. Happy days are here again. Oh, ek hoor nog steeds sy stem, en ek dink weer terug aan oupa en vleisbraai op Sondag. Happy days are here again. Oh, ek hoor nog steeds sy stem, en hy vra vir my, speel seker bosse in 'n sad way, en hy vra vir my, speel seker bosse in 'n sad way. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time
to make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Een skip word in 'n hawe gebou. 'n Skip lyk in 'n hawe baie mooi vir my en jou. Maar dis nie waarvoor skepe gemaak word nie. Die storms en die winde sal waai. Hys jou seile hoog, want een of ander tyd moet die tyding draai. Laat die kompas van jou siel weer jou hart bepaal. Kry jou master reg, haal die anker uit in die rigting van die suiderkruis. Ons is gemaak om uit te gaan, op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak om uit te gaan. Die lewe sal jou gooi en jou rondruk. Soms voel het of jy sink, maar jy moet net jou voete soos Petrus vind. En dalk net weer glo soos 'n kind. Want soms kom die twyfel. Dit gaan meer oor hoe jy opstaan en minder oor hoe jy struikel. Moenie vrees as die waters rof raak nie. Tel jou skouers op, voel jou hart weer klop. Ons is gemaak om uit te gaan, op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak om uit te gaan. Stuur jou skip nou deur die poorte. Ons hoop is meer as net leefwoorde. Jy sing beheer van jou bestemming. Hoe jy daaruit kom is jou eie besluit. Ons is gemaak om uit te gaan, op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak